Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor hoop en troos in Christus se wederkoms. Hoop en troos in Christus se wederkoms, en ons skrifgedeelte vanoggend is uit 1 Tessalonisense 4 vanaf verse 13 tot 18. 1 Tessalonisense 4, 13 tot 18. Maar kom ons maak net eers die oë toe voor ons verder gaan. Hemelse Vader, ons hoop is in U alleen. Here, in 'n wêreld wat so gebroke is, soos die een waarin ons woon, maak dat ons hopeloos raak. Maar Here, ons weet dat ons hoop is in U alleen. Here, en ons vra vanmôre dat U vir ons weer eens die woord sal oopbreek en dat U vir ons die hoop sal wys wat alle twyfel sal laat verdwyn. Here, en daarom vra ek dat U elkeen wat luister se ore sal oopmaak, Here, vir hierdie woord. Dat U hulle verstand sal oopmaak om dit te verstaan en hulle harte om dit te bewaar. En Here, dan vra ek ook weer eens dat U my sal seën deur my aan te raak. Raak my lippe aan, Here. Spreek U deur my. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons leef in 'n tyd waar baie mense 'n gebrek aan hoop het. Diegene wat teen depressie veg, het gewoonlik 'n gebrek aan hoop, en depressie is een van die mees algemene emosionele afwykings in ons samelewing vandag. En baie dinge voed 'n gebrek aan hoop. Huidige wêreldtoestande, insluitend die verspreiding van islamitiese terrorisme, die toename in goddeloosheid rondom ons, ekonomiese bekommernisse, teleurstellings in die lewe, gesondheidskwessies soos ons ouer word, die verlies van geliefdes en ons eie naderende dood. Maar die Bybel wil hê dat ons as gelowiges moet uitstaan as mense van hoop in hierdie hopelose wêreld. In Romeine 5 vers 3 tot 5 verduidelik Paulus dit so, hy sê, ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En in Romeine 15 vers 13 bid Paulus, mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. En as julle onthou, het Paulus reeds in hoofstuk 1 vers 3 die Tessalonisense geprys vir hulle volharding in die hoop in ons Here Jesus Christus. En toe het hy in die 10de vers bygevoeg dat hy gehoor het hoe hulle sy seun uit die hemele verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toorn verlos. Maar toe Timoteus van sy besoek daar terugkeer, het hy vir Paulus gesê dat sommige in die kerk treur omdat hulle verwag het dat Christus gou sou terugkeer, maar intussen het sommige van hulle geliefdes al gesterf. En dit beteken dat hierdie geliefdes Christus se glorieryke koms verskoon tog. Dit beteken dat hierdie geliefdes Christus se glorieryke koms vir sy kerk sou misloop, sou hulle opstanding tot later uitgestel word. So Paulus spreek dus hierdie kommer in ons teks aan, en hy wys vir ons dat die sekerheid van Christus se glorieryke koms gee ons hoop en vertroosting in ons droefheid. En voordat ons deur hierdie verse werk, moet ek noem dat hierdie teks saam met Johannes 14 vers 1 tot 3 en 1 Korintiërs 10 vers 50 tot 52 die Bybelse basis vorm vir die wegrapingsteorie van die kerk voor die verdrukking, soos ons veral sien in William MacArthur New Testament Commentary 1 en 2 Thessalonians. Want John MacArthur gee 9 redes waarom hy dink die wegraping van die kerk sal die verdrukking en die wederkoms voorafgaan. Maar hy erken in hierdie selfde boek dat, en hy sê, geen enkele teks van die skrif maak die hele saak vir die wegraping voor die verdrukking nie. Met ander woorde, dit moet afgelei word deur hierdie 3 tekste te vergelyk met ander verwysings na Christus se wederkoms.
En mense wat my ken sal weet dat ek MacArthur baie respekteer as 'n godvrugtige man en 'n betroubare Bybelonderwyser. Maar soos ek verlede week verduidelik het, vind ek dit moeilik om te glo dat die Bybel nie direk 'n belangrike leerstelling soos 'n tweede koms of wederkoms van Christus leer nie, maar eerder afgelei moet word. En ek het nie tyd vandag om deur MacArthur se 9 redes te gaan nie, maar ek dink dat sy redes vir die wegraping voor die verdrukking alles afleidings is gebaseer op die aanname van wat hy probeer bewys. En dit noem ons eisegese in plaas van eksegese, wat beteken om die woord reg te verklaar. So op hierdie stadium is my begrip in lyn met historiese premillennialisme, naamlik dat Christus aan die einde van die verdrukking sal kom om ons te neem om by hom te wees, voordat hy sy 1000-jarige koninkryk op aarde vestig. En kortom, ons teks leer nie eksplisiet 'n wegraping van die kerk voor die verdrukking nie. Dit sê ons dit in die teks inlees, omdat dit is wat ons wil glo. Inteendeel, dit gee ons hoop en vertroosting deur die belofte van Christus se glorieryke koms. En nog iets om vooraf te sê is dat Paulus hierdie dinge nie geskryf het sodat ons uitgebreide profesiekaarte kan teken of om ons nuuskierigheid oor toekomstige wêreldgebeure te bevredig nie. Inteendeel, sy besorgdheid is pastoraal. Hy wil hê dat ons hoop en vertroosting in die Here moet ervaar wanneer ons gelowige geliefdes verloor, en dit gebaseer op die sekere beloftes van sy koms. En let op hierdie 3 hoofwaarhede. Eerste, die belofte van Christus se koms is seker omdat hy die dood opgewek is en omdat ons sy direkte woord daarvoor het. 1 Tessalonisense 4 vers 14 in die eerste deel van vers 15 sê, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. So kom ons kyk hierna. Eerstens, die belofte van Christus se koms is seker omdat hy die dood opgewek is. Want wanneer Paulus sê, want as ons glo, dan impliseer hy nie onsekerheid nie. Die Griekse teks impliseer aangesien ons glo. En Paulus gebruik Jesus, die naam, die menslike naam van ons Here. En slegs elders in hierdie brief in vers 10 van hoofstuk 1 gebruik hy dit ook in verband met sy opstanding. En hy doen dit om te wys dat ons geloof in Christus se koms gebaseer is op die historiese feite van sy lewe, sy dood en sy opstanding. Want as Jesus slegs 'n mitiese figuur was, die versiering van 'n legendariese karakter wat nie werklik die dinge gedoen het wat in die 4 evangelies gerapporteer word nie, dan sou geen een van die apostels gelei en hulle lewens gegee het om hom as Here en Verlosser en opgestane Here te verkondig nie. So Paulus se punt is dat Jesus se liggaamlike wederkoms net so seker is as sy fisiese dood en begrafnis en opstanding, wat histories bewese feite is. En dis interessant dat Paulus sê dat Jesus gesterf het, maar Christene het ontslaap, soos ons in 1 Tessalonisense 4 vers 13 en 14 en 15 sien. Terwyl ander antieke kulture slaap as 'n eufemisme vir die dood gebruik het, lyk dit of Paulus doelbewus is wanneer hy Jesus se dood teenoor gelowiges se slaap vergelyk. Want Jesus het die volle toorn van God vir ons gedra en hy het in ons plek gesterf, 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 4. So as ons vertroue in hom is om ons sondes te dra, dan word die fisiese dood nie 'n vloek nie, maar meer so slaap. En dit impliseer verskeie dinge. Eerstens impliseer dit nie sieleslaap nie. Die Sewe-dag Adventiste en sommige ander groepe leer dat wanneer ons sterf, ons siel slaap tot Christus se wederkoms. Maar Paulus het in 2 Korintiërs 5 vers 8 gesê dat om van die liggaam afwesig te wees, beteken om by die Here tuis te wees. En hy het gesê dat hy wou heen gaan en by Christus wees, Filippense 1 vers 23. En Jesus het vir die berouvolle die van die kruis gesê in Lukas 23 vers 43, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En toe Stefanus gestenig is, het hy uitgeroep in Handelinge 7 vers 59 en 60, Here Jesus, ontvang my gees, en met die woorde het hy ontslaap.
En soos Paulus verder sê in 1 Tessalonisense 5 vers 10, dat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. So hierdie hele leerstelling van sieleslaap is nie Bybels nie. Tweedens, slaap as 'n metafoor vir die dood impliseer dat die dood slegs tydelik is. Jy word wakker uit die slaap. Jesus het hierdie term gebruik toe hy gesê het, net voor hy Lazarus uit die dood opgewek het in Johannes 11 vers 11, Lazarus, ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Jy weet, ek het altyd hierdie prentjie in gedagte, toe ek 'n kind was, het ek baie keer op die bank of op die vloer in die sitkamer in slaap geraak. En wanneer ek wakker word die volgende môre, is ek in my bed. Want my vader het my opgetel en my bed toe gedra. En wanneer ons sterf ons hier op die mat. Maar ons word wakker in die arms van ons Here Jesus Christus. En sover ons weet, sal ons siele na die dood in 'n liggaamlose toestand by die Here wees totdat hy terugkeer. En op daardie stadium sal hy ons liggame opwek. In Daniël 12 vers 2 openbaar die engel aan die profeet en hy sê, en baie van sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. Die volle vers sê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. So dit maak nie saak of ons liggame in die grond vergaan het, deur aasvoëls geëet is, deur 'n bom ontplof is of veras is en die as op die see gestrooi is nie. Die dood is slegs tydelik vir ons liggame wat opgewek sal word. Maar ons siele gaan na die Here toe op die oomblik wat ons sterf. En slaap impliseer ook verligting van ons liggaamlike lyding en pyne en rus van ons aardse arbeid. Want Hebreërs 4 vers 9 sê die hemel is die sabbatsrus vir die volk van God. En slaap is mos nie hard of vreesaanjaend vir gelowiges nie. Paulus het verlang om heen te gaan en by Christus te wees, wat hy gesê het baie beter was as hierdie wêreld van lyding in Filippense 1 vers 23. En Paulus se punt in ons teks is dat ons opstanding afhang van Christus se opstanding. Soos Jesus vir die disippels gesê het in Johannes 14 vers 19, omdat ek leef, sal julle ook lewe. Of soos Paulus ook gesê het in 1 Korintiërs 6 vers 14, en God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. En in 1 Tessalonisense 4 vers 14 is die wat in Jesus ontslaap het, letterlik deur Jesus ontslaap het. Die betekenis blyk te wees dat net soos Jesus se dood in die hande van God was, so is die dood van die heiliges in Jesus se hande, en net soos God Jesus uit die dood opgewek het, so sal Jesus gelowiges opwek. En dit is uit 'n boek, 1 en 2 Thessalonians deur G.K. Beale, waar hy dit vir ons so duidelik stel. Met ander woorde, skei die dood ons nie van hom. As ons deur Jesus aan die slaap raak, net so seker wat hy die dood opgewek is, sal ons opgewek word wanneer hy kom. En dan verder, tweedens, die belofte van Christus se koms is seker omdat ons sy direkte woord daarvoor het. Want Paulus voeg by in die eerste deel van hoofstuk 4 vers 15 wat hy sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Hierdie woorde verwys na wat volg aangaande die orde van die opstanding wanneer Christus terugkeer. En geleerdes is verdeeld oor of Paulus verwys na Christus se algemene leer aangaande sy koms, of na 'n gesegde van Christus wat nie in die skrif opgeteken is nie, of na openbaring van 'n Nuwe Testamentiese profeet, of na direkte openbaring aan Paulus. En alhoewel daar baie parallelle is tussen Paulus se lering hier en Jesus se woorde in die Olyfbergrede, openbaar niks wat Christus in die evangelie gesê het, die orde van die wederkoms wat Paulus hier openbaar. Want in 1 Korintiërs 15 vers 51 noem Paulus hierdie waarhede 'n verborgenheid, wat iets beteken wat nie voorheen geopenbaar is nie. Dus dink ek dat God hierdie dinge direk aan Paulus geopenbaar het. Maar ons het ook al verstaan, Paulus beklemtoon dat hy nie hier gespekuleer het of sy mening aangebied het nie. Hy vertel eerder die direkte woord van die Here aan ons. En dit maak die belofte van sy koms
en ons opstanding saam met hom seker. Ons het die woordjie dood seker, want die dood is die enigste ding wat seker is in die lewe. Want net so seker as wat die dood is, so seker is ons opstanding deur Christus. En dan ons tweede hoofpunt, Christus se glorieryke wederkoms sal ons herenig met afgestorwe geliefdes in Christus. Sal ons almal nuwe opstandingsliggame gee en sal ons vir ewig by die Here bring. 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 17 sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. En John Stott in sy The Message of 1 and 2 Thessalonians beskryf verse 16 en 17 as die wederkoms, die opstanding, die wegraping, die hereniging. En ek volg vanmôre sy uiteensetting. Eerstens die wederkoms. Die Here se wederkoms sal in mag en groot heerlikheid wees. Daar sal 'n geroep wees, die stem van die aartsengel en die basuin van God. En Leon Morris merk op in sy the first and second letters to the Thessalonians, op sy bladsy 145 sê, dis baie moeilik om dit in 'n geheime wegraping in te pas. Dit mag wees dat hy hieruit bedoel dat ons moet verstaan dat die wegraping in die geheim sal plaasvind en dat niemand behalwe die Heilige self sal weet wat aangaan nie. Maar 'n mens sou dit nouliks uit sy woorde kan aflei. Dis moeilik om te sien hoe hy iets duideliker kan beskryf wat oop en in die openbaar is. En hierdie verse stem ooreen met Johannes se beskrywing van die wederkoms in Openbaring 1 vers 9, wanneer hy sê, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien en ook hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. En dis 'n verwysing na Daniël 7 vers 13 tot 14, waar die profeet een soos 'n seun van die mens sien kom met die wolke van die hemel, en ook na Sagaria 12 vers 10, waar Israel na die Messias sal kyk, wat hulle deurboor het en oor hom sal treur. En F.F. Bruce in die World Biblical Commentary 1 and 2 Thessalonians merk op dat die Here se koms hier beskryf word in terme wat verband hou met manifestasies van die goddelike heerlikheid in die Ou Testament. Want ons sien wolke is 'n gereelde kenmerk van Bybelse teofanie, dan word verskynings van die Here. Daar's bonatuurlike verskynsels hier wat as Jesus plaaslik in die wolke oor Jerusalem verskyn het, dan kon hy slegs in daardie omgewing gesien word. Maar dit is 'n wêreldwye verskyning in die lig waar elke oog hom in sy krag en heerlikheid sien. En die geroep is waarskynlik 'n harde bevel van Christus, die bevelvoerder van die hemelse leer. En die stem van die aartsengel mag Jesus se bevel aan die troepe oordra. En die trompetgeskal wek die dooies op. Dit sal 'n werklik ontzagwekkende skouspel wees. Tweedens die opstanding. Eerstens ons oorlede geliefdes in Christus en dan sal ons nuwe opstandingsliggame ontvang. Want die geeste van afgestorwe heiliges is nou by die Here. So hy sal hulle saambring wanneer hy terugkeer. Hy sal hulle geeste by hulle opgestaande liggame voeg en ons sal ons opstandingsliggame ontvang soos ons in die lig ontmoet. Dis die eerste opstanding. Die ongelowige dooies word lewendig aan die einde van die millennium, soos Openbaring 20 vers 5 sê. En Paulus sê nie hier of Ou Testamentiese heiliges saam met Christus sal terugkeer en hulle opstandingsliggame op daardie tyd sal ontvang nie, aangesien hy slegs die dooies in Christus nie. So diegene wat aan 'n voorverdrukking wegraping vashou, glo dat Ou Testamentiese heiliges nie opgewek word tot Christus se wederkoms aan die einde van die verdrukking. Maar Paulus praat hier met nuwe gelowiges en verseker hulle dat hulle afgestorwe geliefdes wat in Christus geglo het, opgewek sal word voor diegene wat leef wanneer Christus terugkeer. So ek dink nie dat hy noodwendig Ou Testamentiese heiliges uitgesluit het toe hy sê in Christus nie. En nog verder teen die voorverdrukkingsbeskouing is die implikasie in Openbaring 20 vers 4 tot 5 en 1 Korintiërs 15 vers 23 dan daar 2 en nie 3 opstandings is nie.
Die regverdiges wanneer Christus terugkeer en die goddeloses aan die einde van die millennium. En al millennials argumenteer dat Jesus in Johannes 5 vers 28 tot 29 gepraat het van 'n enkele opstanding van al die regverdiges en goddeloses met sy wederkoms. Maar Openbaring 20 vers 4 tot 5 noem 2 afsonderlike opstandings. Maar watter siening jy ook al huldig, die sekere punt waar hulle saamstem, is dat beide oorlede en lewende heiliges nuwe ewige opstandingsliggame sal ontvang, nie onderhewig aan siekte of dood nie, wanneer Jesus terugkeer. En derdens die wegraping. Ons wat leef sal weggeraap word om die Here en die oorlede heiliges te ontmoet in die wolke. Want die woord wat as wegraap vertaal word, beteken om met geweld weg te ruk of te gryp. In Handelinge 8 vers 39 verwys dit na die gees van wat Filippus van die Ethiopiese hofdienaar wegruk nadat hy hom na Christus gelei het. En Paulus gebruik die woord om sy ervaring te beskryf om na die derde hemel weggeruk te word in 2 Korintiërs 12 vers 2 en 4. En baie kommentators wys daarop dat die ontmoeting met die Here in die lig en die terugkeer saam met hom en al die heiliges na die aarde parallel loop met die Hellenistiese gebruik om uit te gaan om 'n besoekende hoogwaardigheidsbekleer te ontmoet en hom terug na die stad te begelei. En in Jesus se gelykenis oor sy wederkoms, Matteus 25 vers 6, gaan die bruidsgeselskap uit om die bruidegom terug te begelei na die banketsaal. In Handelinge 28 vers 15 het Christene wat van Rome uitgegaan om Paulus te ontmoet en hom en sy geselskap terug na die stad te begelei. En toe Paulus en sommige van die Tessalonisense homself en sommige van die Tessalonisense insluit onder diegene wat met Christus se wederkoms sou lewe, het hy nie verkeerdelik beweer dat hulle almal met die wederkoms sou lewe nie. Hy het gehoop dat hy sou lewe, maar hy het nie seker geweet nie. En later in 1 Tessalonisense 5 vers 10 sê Paulus dat hy en sy lesers of lewendig of dood kan wees wanneer Christus terugkeer. En jare later in 2 Timoteus 4 vers 6 het hy aangedui dat hy verwag het om voor die wegraping te sterf. En MacArthur en ander voorstanders van die wegraping voor die verdrukking voer aan dat as die wegraping na die verdrukking is, daar geen doel is vir gelowiges om hemel toe geneem te word nie, maar net om onmiddellik na die aarde terug te keer. Inteendeel, hulle sê Christus neem ons hemel toe om ons van die dreigende verdrukking te verlos. Maar dit is 'n afleiding gebaseer op hulle vooronderstelling. Daar's geen feitelike bewyse daarvoor nie. Die Bybel hoef ons in elk geval nie rede te gee waarom ons opgeneem word om die Here in die lig te ontmoet nie. Dit mag wees dat ons deur dit te doen deel in sy heerlikheid wanneer hy terugkeer voor die ongelowige wêreld. Dit mag wees dat aangesien die lig dikwels beskou is as die woonplek van demone, soos ons in Efesiërs 2 vers 2 sien, die Here se ontmoeting met sy heiliges in die lig iets van sy mag oor daardie bose magte toon. En dan vierdens die hereniging. Ons sal herenig word met oorlede gelowige geliefdes en ons sal almal vir ewig by die Here wees. En dit sal wonderlik wees om herenig te word met al ons geliefdes wat in Christus gesterf het en om by al die heiliges van die verlede te wees. Maar die beste deel van Christus se wederkoms is dat ons altyd by die Here sal wees. Hy is nou geestelik by ons, soos ons Matteus 28 vers 20 lees en elders, maar dan sal ons hom van aangesig tot aangesig sien. 1 Korintiërs 13 vers 12. Nou wissel ons in ons sin van sy teenwoordigheid hier by ons, maar dan sal ons altyd vir ewig bewus wees van sy glorieryke teenwoordigheid. Soos Jesus in Johannes 17 vers 24 gebid het, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Selfs die apostel Johannes, wat Jesus intiem geken het toe op aarde was en wat die verstommende visioene van die openbaringe gesien het, het nie presies geweet hoe ons in die hemel sal wees nie. Hy het in 1 Johannes 3 vers 2 geskryf, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Ons weet dat wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. So die oomblik, as ons Jesus in sy heerlikheid sien, sal ons vir ewig verander word na sy gelykenis, vry van alle sonde,
siekte, dood. En al ons geliefdes in Christus sal ook verander word. Enige konflik of slegte ervarings wat ons met hulle op aarde gehad het, sal of vergeet word of afgeskit word as van geen belang in die lig van die oortreffende heerlikheid om saam met Christus te wees en soos hy te wees nie. Maar dit alles is nie vir spekulasie, inteendeel, dis my derde punt, die praktiese waarde van Christus se koms is hoop en troos in tye van droefheid, nou in hierdie wêreld. Want Paulus begin en hy eindig met praktiese toepassing in verse 13 en vers 18 van 1 Tessalonisense 4. Hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. En dan eindig hy in vers 18, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En wanneer Paulus sê, ons wil nie hê dat julle onkundig moet wees nie, en hy sluit af, bemoedig mekaar met hierdie woorde, dan sê hy dat daar 'n praktiese voordeel is om Bybelse waarheid te ken. En soos ek gesê het, Christus se koms is nie sodat ons profesiekaarte kan invul nie, maar eerder sodat ons ware hoop en vertroosting het te midde van die lewe se beproewinge en verliese. Ek was al omring deur Christene wat alle trane onderdruk wanneer 'n geliefde sterf. Hulle glimlag en hulle probeer om 'n begrafnis in 'n viering te ontskep. Maar die Bybel verbied nie die hartseer wanneer ons geliefdes verloor nie. Jesus het by Lazarus se graf geween, al het hy geweet dat hy hom binnekort uit die dood sou opwek. En Paulus sê vir ons in Romeine 12 vers 15 om ween met die wat ween. Rou is normaal, maar ons moet nie treur soos diegene in die wêreld wat geen hoop op Christus het nie, is wat hy sê. En sommige mense wonder dalk, maar wat as my geliefde Christus nie geken het nie? Hoe kan ek enige hoop hê en nie treur as ek weet dat my geliefde in die hel is nie? Dit is moeilik, maar ons moet vertrou dat die Here almal billik en regverdig sal oordeel. Al sy oordeele is regverdig en waaragtig. Elke persoon sal presies kry wat hy of sy verdien. En daar's ook vlakke, grade van straf in die hel wat gepas is vir die graad van lig wat die persoon verwerp het. En die Here weet hoe mense sou gereageer het as hulle meer lig gekry het, of meer lig gekry het, soos ons in Matteus 11 vers 20 tot 24 sien. So in die mate wat ons Christus se heerlikheid nou sien, sal ons hartseer oor die gedagte dat ongelowige geliefdes in die hel is, verlig word. En daardie hartseer sal verdwyn wanneer ons die volle uitsig op sy heerlikheid kry, wanneer hy kom. En ek wil afsluit. Dikwels sal ongelowiges tydens 'n geliefde se dood sê, hy's nou op 'n beter plek, of ons sal hom weer in die hemel sien. Maar buite Christus is sulke hoop in die aangesig van die dood slegs wensdenkery. Dit het geen fundament op die waarheid nie. Maar as Jesus vir ons sondes gesterf het en in die dood opgewek is en weer kom om dooie heiliges op te wek en lewende heiliges te transformeer, dan kan ons sekere hoop en vertroosting in hom hê, selfs in ons hartseer. Amen. Kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, Here, ons wat hier in 'n gebroke wêreld bly, het so dringend bemoediging en hoop nodig. En hier gee jy dit vanoggend vir ons so direk, so duidelik. Here, dat ons hoop net in U gesetel is. En omdat Jesus opgestaan het, sal ons ook opgewek word tot die ewige lewe. En die beste van alles, ons sal vir ewig by U wees. Wat 'n wonderlike bron van hoop. Beter kan daar nie wees nie. Dankie Here, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle geluister het. Mag hierdie vanoggend vir julle wat dalk sukkel, moedeloos, in 'n diep dal van wanhoop is, mag dit vir julle vanoggend hoop gee
want julle hoop is in Christus. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet, en as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord bymekaar om verder uit hierdie brief aan die Tessalonisense te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees, mag God self met julle wees, en mag God julle seën. Shalom.